Het jy al ooit gedink aan 'n tydbom wat stilweg binne in jou liggaam se hoofpyplyne tik? Wel, dis min of meer die realiteit van 'n arteriële aneurisme. Dis 'n toestand wat dikwels absoluut geen waarskuwing gee nie totdat dit te laat is. So vandag kyk ons na presies wat dit is en nog belangriker, hoekom dit saak maak. Goed, om te verstaan hoe ernstig hierdie sogenaamde stille doder regtig is, hoef ons eintlik net na die syfers te kyk. En glo my, hulle vertel 'n nogal skokkende storie. Ja, amper 10.000. Dis die hoeveelheid lewens wat in net 1 jaar in net 1 land weens abdominale aorta-aneurismes verloor is. So hierdie is nie een of ander obskure, seldsame siekte nie. Dis 'n wesenlike gesondheidsrisiko wat dikwels heeltemal onder die radar vlieg. So, wat presies is hierdie ding? Wat gebeur nou eintlik binne in die liggaam se slagade wat so 'n ongelooflike gevaarlike situasie kan skep? Die beste manier om hieraan te dink is regtig soos 'n ou tuinslang in jou tuin wat al jare in die son lê. Jy weet, daai een swak plekkie wat begin uitbult. 'n Aneurisme is presies dit. 'n Gevaarlike bult in die wand van 'n slagaar. Dis 'n teken van strukturele swakheid onder die konstante, genadeloose druk van jou bloedvloei. Nou, medies gesproke is enige ou verbreding nie noodwendige aneurisme nie. Daar's 'n kritiese drempel, 'n toename van 50% in die deursnee. Hoekom spesifiek daardie syfer? Want dis die punt waar dokters weer die risiko van 'n lewensgevaarlike bars, 'n ruptuur, dramaties die hoogte inskiet. Goed, om so 'n gevaarlike toestand te verstaan, dis een ding. Om dit te kan behandel, wel, dis 'n heel ander uitdaging. Die stryd teen aneurismes is eintlik 'n mediese epos wat oor duisende jare strek. Kyk net na hierdie evolusie. Ons het gegaan van die antieke Egiptenare se wel brutale mes- en vuurbenadering tot 'n massiewe deurbraak in 1785. John Hunter het besef, wag 'n bietjie, jy hoef nie die slagaar te vernietig nie. Die liggaam is slim genoeg om sy eie alternatiewe roetes te skep. Daardie enkele insig het die weg gebaan vir basies elke moderne tegniek wat ons vandag het. En tog, selfs so onlangs as die 1940s, was die situasie nog byna hopeloos. Chirurge het basies tot die gevolgtrekking gekom dat om aan die aorta te opereer omtrent 'n doodsvonnis was. Die resultate was so ongelooflik ontmoedigend dat hulle eenvoudig opgehou het om te probeer. Spoel nou vorentoe na vandag. Daardie hopelose situasie is heeltemal omgekeer. Danksy 'n revolusie wat in 1991 deur Juan Parodi begin is, word meer as 70% van hierdie herstelwerk nou minimaal indringend gedoen. Dis een van die grootste en vinnigste verskywings in die geskiedenis van moderne chirurgie. Maar hoe werk hierdie moderne behandelings? Om dit te verstaan, moet ons die vyand 'n bietjie beter ken. Want jy sien, nie alle aneurismes word gelyk geskape nie. Hul vorm en hul struktuur bepaal die hele strategie van die aanval. Die eerste groot onderskeid is tussen ware en valse aneurismes. 'n Ware een is soos 'n ballon wat opblaas. Die hele wand van die slagaar rek uit. 'n Valse een aan die ander kant is meer soos 'n pyp wat lek, waar die bloed ontsnap maar deur die omliggende weefsel vasgekeer word. So die een is 'n strukturele swakheid, die ander is 'n aktiewe lek. En dan is daar die vorm, 'n fusievorme aneurisme wat simmetries is en soos 'n rugbybal lyk, dui dikwels op 'n stadige degeneratiewe proses. Maar 'n sakulêre aneurisme, wat soos 'n klein bessie aan die kant van die slagaar uitpop, is dikwels die gevolg van iets meer skielik, soos 'n trauma of 'n infeksie. Die visuele verskil is nogal duidelik, né? Die simmetriese rugbybalvorm van die fusievorme teenoor daardie eensydige borrel van die sakulêre. En hierdie swakplekke is nie net in die aorta nie. Hulle kan oral in die liggaam se komplekse pypstelsel verskyn, en waar presies hulle is, bepaal presies hoe gevaarlik hulle is. En normaal is nie universeel nie. Soos ons hier duidelik kan sien, is die gemiddelde aorta van 'n man groter as die van 'n vrou. Dis 'n kritiese punt. 'n Aorta grootte wat heeltemal veilig is vir 'n man, kan reeds 'n gevaarlike aneurisme vir 'n vrou wees. Konteks is alles. En die tipe gevaar verskil drasties na gelang van die ligging. In die aorta en die buik is die groot vrees 'n katastrofiese bars wat tot onmiddellike dood kan lei. Maar byvoorbeeld in die slagaar agter die knie is die grootste risiko nie 'n bars nie, maar eerder 'n bloedklont wat kan vorm en die been se bloedtoevoer heeltemal kan afsny. Twee verskillende plekke, twee heeltemal verskillende nagmerries. Dit lei ons natuurlik na 'n baie belangrike vraag vir pasiënte en dokters. As jy een swak plek in jou pypstelsel het, is daar waarskynlik nog? Die antwoord is 'n dawerende ja. Hierdie siekte is sistemies. As daar een swak plek is daar waarskynlik meer. Die statistieke is verstommend.
As jy 'n aneurisme agter jou een knie het, is die kans byna 60% dat jy een aan die ander kant het en 'n 50-50 kans dat jy ook 'n tikkende tydbom in jou buik het. Goed, na al hierdie geskiedenis en anatomie, wat beteken dit nou vir jou? Wat is die een ding wat jy moet weet om jou eie risiko te bestuur? Dit kom regtig alles neer op twee dinge: rook en familie. As jy rook, is dit die enkele grootste beheerbare risikofaktor wat jy het. Om op te hou is die beste ding wat jy kan doen. En tweedens, ken jou familiegeskiedenis. As 'n familielid aneurisme gehad het, is jou risiko aansienlik hoër. En vroeë segting is dan nie net 'n goeie idee nie, dit kan letterlik jou lewe red. Ons het vandag die tegnologie om hierdie aneurismes te behandel soos nog nooit tevore nie. Die volgende, en dalk die grootste uitdaging, is om hulle op te spoor voordat hulle toeslaan. So die vraag bly, hoe maak ons hierdie stille doder vir eens en vir altyd stil?